Dis dan vir my groot voorreg vanoggend om die woord aan julle te kan bedien. Ek dink voordat ek dalk, ek het een afkondiging. So tydens ons 8 uur en 10 uur dienste het ons Bible Hour vir al ons tieners. En dis eintlik so lekker geleentheid vir jou tiener om dan uit te gaan en in 'n groepie lekker te kan net gesels oor relevante onderwerpe. So daar gaan 'n question and answer sessie wees die 21ste Junie. So ons wil sommer al die tieners dan uitnooi om dan sommer terwyl die diens in die gang is of na die aanbidding dan uit te gaan saam met Erik hulle en hulle sessie gaan hê. Die 21ste het ons 'n question and answer sessie vir hulle ook en dan sal vir die volgende 2 weke is daar 'n geleentheid wat julle nou in 'n boks net jou vrae kan gaan sit of as jy op jou foon praat ek nou van die tieners jou foon net kan is daar 'n zapperkode, nie 'n zapperkode, is daar 'n QR code wat jy kan gaan scan en dan kan jou vrae net daar gaan sit wat hulle dan gaan bespreek die 21ste Junie. So veral ons tieners, ek dink dit is 'n fantastiese geleentheid om ook relevante vrae net daar's te vra en dan ook dit te bespreek en antwoorde daarvoor te kry. Nou gaaf, so dit is dan nou ons as ek sommer nou maar die olifant in die kamer dan maar net sommer kan hanteer. Dit is ons eerste diens wat ek en Marie dan as gemeenteleiers dan nou ingetree het en dit is vir ons regtig so 'n ongelooflike voorreg. Ek is Baron Kriel en my vrou Marie. Ons het 2 kinders, Christine, sy is 22, sy studeer daar by Tikkies en dan het ons vir Elma, hy is 15 jaar oud. En ons is ook maar net ouers wat maar net 'n student en 'n tiener in die huis het, so dit gaan partykeer bietjie rof en vanoggend praat ek juis oor storms en hierdie is dalk nou, dit gaan dit dalk net bietjie mooi vir julle in perspektief sit. Maar dit is vir ons regtig 'n voorreg julle en ek dink ons harte is regtig ons journey nou al saam met kerk vir 'n klompie jare. En dit is vir ons regtig 'n voorreg om hierdie rol en hierdie posisie in te neem. Ek dink ons harte is regtig om die gemeenskap te dien, om ons as kerk lief te wees, om voor te loop, om te bid saam julle, om te ondersteun en dit is regtig net ons hart. Hier is nie niks fancy nie, hier is sommer net 'n rou oomblik van iemand wat regtig 'n hart en 'n passie het, wat ons regtig in ons harte weet dat God ons geroep het en ons geroep het vir 'n tyd soos hierdie en hier is ons en ons het ja gesê julle en ek hoop julle aanvaar ons. Dit sal vir ons lekker wees om in die volgende ruk net met julle tyd te spandeer en elkeen te leer ken en te hoor wie julle is en ook ons harte te hoor. En net hierdie journey van Hallo Kerk in die volgende fase en waar ons nou is en waar ons op pad is, net hierdie journey saam te stap. So ek wil jou vra vir jou inkoop, ek wil jou vra vir jou gebede, ek wil jou vra, kom hak in, kom ons maak mekaar sterk. Hier is nie ons kerk nie, hier is ons kerk. En ek wil julle so uitnooi om net deel daarvan te kom wees. Ons gaan verseker 'n bietjie tyd spandeer, ons het 'n strategiese plan van hoe wil ons 'n bietjie tyd spandeer saam met elkeen. En wanneer jy uitnodiging kry wat ek jou vra, kom net deel daarin. Kom deel jou hart, kom deel wat jou hart en jou passie en wie jy is. Ons sal regtig graag dit wil hoor en soos ek sê, net saam met die pad wil stap. Ek besef ons nou baie oë op ons. Ek wil net vir julle sê ons kyk terug. Okay. Lekker, so as ons sommer so kan begin en dit is vir ons 'n nuwe seisoen in ons lewe. Ek dink een ding wat ek van seisoene geleer het is dat seisoene is nie ietsie wat ek en jy kies nie. Ek dink seisoene gebeur en ons weet nou hoe werk seisoene. Die een dag word jy wakker en jy kyk buite. Die een dag was die blare nog groen geweest en die volgende dag kom jy buite en ewe skielik is die blare bruin. Niks met jou te doen nie. Maar jy is in die seisoen. So partykeer dink ek of voel ons partykeer dat weet jy ek gaan 'n keuse in my lewe maak en ek gaan myself lei in 'n nuwe seisoen. En vandag wanneer ons praat van hierdie seisoene, verwys ek nie daarna nie. Ek praat nie van die keuses in jou lewe of jy goeie of slegte keuses in jou lewe maak nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat vandag van seisoene wat jy geen beheer oor het nie. 'n Seisoen wat sommer net gebeur. En soos ek sê dat ek weet nie of dit vir jou ook so is nie, maar dit is partykeer so eendag word jy wakker en dit gaan stort en dan voel dit so 'n bietjie kouer of wanneer dit lente is dan voel jy kan sommer voel in die lug man. En weer eens soos ek sê, dis niks wat jy gedoen het nie. Seisoene gebeur ongeag, dit gebeur net. En dit is 'n waarneming. Dit is nie ietsie wat jy gedoen het om dit te beïnvloed nie. Jy staan eendag op, jy kyk buite en dit lyk sommer net heeltemal anderste. So party van hierdie seisoene bring obviously droogte, party van dit bring lekker sonskyn en daar's mooi blommetjies. Van hierdie seisoene is net regtig lekker om in te wees, maar van hulle is koud. Van hulle is so 'n bietjie ongemaklik. Van hulle bring storms en reën en wind en wat dit nou ook al is.
maar dit bring ongemak in ons lewe. En die roep vir my en jou is juist dit, is dat wanneer seisoene ons lewe begin te verander, is hoe is ek en jy gemotiveerd om staande te bly binne die seisoen net waarin jy is. En soos ek sê, die seisoen waarin jy is, wat jy niks aan kan doen nie. Die seisoen wat aangebreek het. So die volgende paar weke wil ek oor die tema gesels, staan vas. Hoe staan ek en jy vas in seisoene van verandering? Hoe staan ek en jy vas in seisoene waar ons dalk vrees beleef? Seisoene van die onbekende. En dalk vandag wil ek graag praat oor hoe staan ek en jy vas in seisoene van storms. Is dat wanneer 'n storm in my en jou lewe kom, is hoe bly ek en jy staande en maak seker dat ons deur hierdie storm kan gaan onaangeraak. Die realiteit van 'n storm is, dit gebeur en dit gebeur gou. Ek en jy kan dit nie beheer nie. Dis nie dat ek vandag 'n vloek oor jou lewe spreek as ek sê, luister, jy gaan 'n storm, ergens in jou lewe gaan jy 'n storm beleef. Dis nie dat ek iets oor jou kom spreek nie, so jy kan hom afsny as jy wil. Ek het dit nie gesê nie, Johannes 16 vers 33 sê dit. Hy sê in die wêreld sal julle moeilikheid hê. Nee, ek wil dit sê nie, Jesus het dit gesê. Hy sê, jy sal moeilikheid hê. Dis nie, jy mag dalk moeilikheid hê nie, of jy kan dalk moeilikheid hê nie. Johannes 16:33 sê, jy sal moeilikheid in jou lewe hê. So daar's een ding wat ek en jy weet, is dat storms in ons lewe gaan kom. Nou net so interessant, ek praat so 'n bietjie met iemand hierdie week en hy sê vir my dat in 2025, net so vir interessantheid, 1170 besighede wat geregistreer het om te likwideer. Net in ons land. Luister, dit klink vir my soos 1170 storms wat ergens in Suid-Afrika uitgebreek het. 345.000 mense het hierdie jaar hulle werke verloor. Dit klink vir my soos 345.000 mense wat hierdie jaar gesê het, Here, hoe nou? Wat 'n storm is hierdie? Hoe gebeur hierdie? En dis wat hierdie skrif net in Johannes 16 vir ons sê, is dat dit goed gebeur. En ek en jy kerk kan vir mekaar in die oë kyk en sê, maar hoe druk ons hierdeur? Hoe bly ek en jy staande? Hoe staan ons vas, selfs wanneer storms in ons lewe gebeur? Nou in die Bybel lees ons van 'n paar storms. En dalk een van die bekendes is dat Jesus is hier op 'n boot en Jesus storm en hy lê lekker in slaap. Want ek dink hy het dalk iets verstaan van storms nie, wat ek en jy vandag kan leer. En sy disippels is gaan mal en Jesus, wat verstaan jy nie wat hier aangaan nie? Maar ek dink Jesus het 'n perspektief van storms wat die disippels dalk nog net nie gehad het nie. Die storm wat ek vandag by wil stil staan is 'n storm in Handelinge 27 en dit is net 'n storm wat Paulus op pad na Rome toe moet deurstaan het. En wat lekker is van Paulus se storie is dat Paulus, en ons ken vir Paulus het 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf en is altyd lekker om na Paulus, ekskuus, hierdie ding val amper af, is ons okay? Lekker. So die lekker ding van Paulus se storie in hierdie storie is dat hierdie is iets wat nou met Paulus gebeur het. Hierdie is deel van Paulus se getuienis. Wanneer ons lees in die boeke wat hy geskryf het vir die kerke, dan is dit amper asof hy nie in die situasie is nie en hy kyk in en hulle vra en hy skryf hulle 'n brief en sê, luister julle moet net vir my lekker wees. En dis die briewe wat hy vir hulle skryf. Maar in hierdie geval is dit nie een van daai briewe nie. Hierdie geval van Paulus sien ons bietjie aan die ander kant van Paulus. Dit is soos, luister, hierdie is nie juist nou objektief hier nie. Hy's in die storm. En dit is my lekker gesê om deur hierdie stuk te werk, Handelinge 27, net om te verstaan, maar hoe hanteer Paulus net hierdie storm? So om vir jou 'n bietjie terugvoer of 'n bietjie agtergrond te gee net van Paulus, soos julle weet, pad na Damaskus, kom hy tot bekering, en hy's geroep om die woord van God net te verkondig. Ekskuus, ek moet vir julle sê, ek het so 'n bietjie van 'n neus en dit in my stem en ek klink bietjie husky, so verskoon my. Ek voel so klein bietjie soos 'n kobra vanmôre. Julle weet wat sy laaste geluid voor 'n kobra jou spoeg, nê? Daai. Sorry, okay, ekskuus. Nou, so ek wil net eintlik sê dat as ek ergens gaan sny, verskoon maar net dit ek probeer my bes hier so julle. Okay. So terug by Paulus se storie. So Paulus kom tot bekering, geroep om woord van God te verkondig en hy plant kerke sodat hy aangaan en die Jode is heeltyd hier so op sy spoor, maar ergens word hy toe nog gevange geneem en die Jode wil hom eintlik doodmaak want hy het hierdie beweging begin, hierdie kerke kom plant. Wat eintlik maar teenstrydig is of 'n ander boodskap het as wat hulle net wil verkondig.
Hy is nou gevange geneem en hier kom verskyn hy voor koning Agrippa en hy reken net, hoorie sommer, hierdie uit eintlik niks verkeerd gedoen nie. Paulus het niks verkeerd gedoen nie. Paulus versoek toe om eintlik aan die Caesar, aan die keiser in Rome, hy te gaan verskyn. En dit is waar hierdie storie, waar ons hierdie storie nou optel. Hier is hulle nou op pad. Hulle gaan nou Rome toe. Deel van wat Paulus weet is Paulus weet dat hier het ietsie met sy roeping te doen. Want Ananias, toe hy tot bekering kom, het Ananias gesê, het God vir Ananias gesê, gaan sê vir Paulus, ek het hom geroep om my woord te gaan verkondig. En dat hy voor konings gaan verskyn. Hy gaan voor konings gaan hy getuig. En hier is hy nou. Hy is op pad na die groot koning, is hy nou op pad na toe. So ietsie van God se roeping brand hier so in sy hart. Hy weet, luister, ek moet hierdie tog maak, want dit is wat God my geroep het om te doen. En dan kom ons nou hier by Handelinge 27, en hier is hulle op pad. So ek gaan nie, dis eintlik van Handelinge 1 tot by vers 44, maar ek gaan net sulke stukkies, gaan ek net nie uithaal. So vers 9, as ek sommer van daaraf kan lees, is, ons het baie tyd verloor en dit het al gevaarlik geword vir skeepvaart, want dit het al begin winter word. Paulus waarsku hulle toe, man ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees, en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan kom nie, maar ook lewensverlies. Die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip, as aan wat Paulus gesê het. Nou net om hierdie in perspektief te sit, so Paulus weet niks van skeepvaart af nie, hy het dit nie geswat nie, hy is nie, werk nie daar nie, hy het niks, hy het geen idee nie. En hier sien, en daar is 'n ligte briesie, en hy sê toe, hoor die ouens, hier gaan moeilikheid kom. So hoe sou Paulus hierdie geweet het? En ek glo dat God hom gelei het. God het vir hom gesê en gewaarsku, luister, hier kom moeilikheid, daai wyntjie is nie net 'n wyntjie nie. Maar nou aan die ander kant is dit ook so dat daar so die kaptein en die eienaar van hierdie skip hulle is baie ervare. Hulle weet wat aangaan. Hulle kyk die wind so en sê, luister, I've been through this. Okay, ek weet presies wat hier aangaan. Ons gaan okay wees. En hier besluit hulle, kom ons gaan. En ek dink, hou nou net 'n gedagte dat ek dink Paulus kon baie persistent gewees. Hy kon heeltyd gesê, nee, maar wag, ons gaan lewens verloor hierso. So ons kan eintlik nie so aangaan nie. Ons kan nie op hierdie tog gaan nie. Daar gaan lewensverlies wees. Maar Paulus weet ietsie van sy roeping en verstaan dit en klim in die boot en weet dat God gaan nie vir hom hierdie woord, hierdie roeping gee as hy hom nou gaan laat omkom nie. So hulle is op die boot in vers 14, maar dit was nie lank nie, toe waai daar 'n stormwind van die land af. Skus, julle is welkom op YouVision, kan julle op die Bible app, as julle welkom net die te volg, dit is daarso. Maar dit was nie lank nie, toe waai daar 'n stormwind van die land af, die noordwes genoem die Heraklon. Die wind het die skip meegesleer, omdat dit onmoontlik was om die skip se boeg wind op te hou, het ons dit opgegee en wind afgedrywe. Nou kan jy net dink, hier is hulle nou in hulle storm. Elkeen van ons het hulle storm, so julle gaan baie van hierdie goedjies herken. Hier is hulle nou in die storm. En hier sê hulle, ons het ons beste poging probeer aanwend vir dit wat ons weet om hierdie skip te stuur, maar hierdie storm was net te rof geweest. So wat doen hulle? En ek dink dis dalk wat baie van ons doen, en sê, ja, hier's niks wat ek hierin kan doen nie. Kom ons dryf maar net. Kom ons gaan maar net aan. Ons het opgegee en wind afgedrywe. Is dit nie 'n kenmerk partykeer, maar net van storms in ons lewe? Ek dink net gou so 'n bietjie aan ons finansies. Ons dink aan huwelike. Is dat wanneer dinge bietjie begin suid gaan, dan kom ons op 'n plek en sê, ek het probeer, ja, ek het probeer en dit het net nie gewerk nie. En weet jy wat? Kom ons losmaak. Kom ons dryf maar net. Ek dink die uitdaging is dat ons dryf partykeer net te ver, dat het amper op 'n plek kom van ons kan dit nie nou meer omdraai nie. Vers 18, as ek hom verder gaan. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eiehandig ook die skip se toerusting in die see gegooi. So kan julle dink, dis dalk nog 'n teken van of 'n kenmerk net van storms. Dat dit wat naaste aan my is, dit begin ek hier oor die kant te gooi. Dit wat ek eintlik moet probeer oppas, dit wat ek op 'n stadium in my lewe baie waarde aan geheg het, is ek nou besig om net hierdie te los. Omdat ons voel, ons is net op 'n plek gekom het van, luister, ons kan, hier's niks te redde hierso nie, kom ons dryf maar net aan. Vers 20, daarlang was die son en sterre nie te sien nie, en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. So dink nou net gou hierso aan. Ek meen daai skeepvaart ouens gebruik die sterre en hulle gebruik die son net om rigting te bepaal. So hulle kan nie navigeer nie. Hulle is
totaal en al hier gedisoriënteerd in terme van waar ons is, waar ons op pad is. Hulle het eintlik net geen idee nie. En as jy nou regtig daaraan dink, is dit wat ons beleef, maar net in storms. Dink net gou daar soos, ons weet net nie wat nou nie. Ons weet nie hoe lyk die stap nie. Ons weet nie hoe lyk môre nie. Dis wat storms vir my en jou bring. En hulle kom ook op 'n plek, net soos ons. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. En hoeveel keer was ons nie nou al daar gewees nie? In vers 21, nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het. Nou ek wil net gou hierdie, toe ek nou hierdie lees, toe lag ek eintlik so klein bietjie, want hierdie klink so bietjie vir my soos 'n huwelikstorie, nê. Die laaste ding wanneer jy in die moeilikheid is, nê, is dat jou vrou vir jou moet sê, maar het ek nie vir jou gesê nie. En hy sê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed. Maar net waaraan sal hulle moed hou? Ek meen die ouens wat weet, het moed verloor. Paulus wat niks weet van skeepsvaart nie, hy sê, boys, hou moed. Dan sal hou moed. Niemand van julle sal lewe verloor nie. Wat 'n belofte. Niemand sal julle lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel my verskyn van God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. Terwyl van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand. En wat 'n belofte. Wat is dit? Ek wonder net hoeveel moed het dit vir die mense gegee. Ek wonder net wat het hulle gevoel? Was dit vir hulle, great, hier is iemand, 'n gevangene, so by the way. Hier's 'n gevangene wat ons sê, nee man, dis okay, hou net moed. So in vers 30 sê hy, die matrose wou wegkom van die skip af en het die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle ankers by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê toe vir die offisier en sy soldate, as hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie. Toe die soldate die toue van die bootjies afgekap en hom in die see laat val, net toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is daar 14 dae dat julle in spanning wag sonder om te eet. Nou kan jy dink, 14 dae lank gaan hierdie ouens rond. Vir 14 dae lank eet hierdie ouens niks. Inteendeel, ek dink nie net hulle eet nie iets nie. En ek wil sê, is dat daai eet, dink ek, dis juist wat hulle nodig gehad het om hulle sterk te hou. Hulle is nie besig om 'n lewe in te bou en om goeders in 'n lewe in te sit wat jou voed, sodat jy die moed kan hê om aan te gaan. En dis wat hy vir hulle sê, luister ouens, ons het nie geëet nie. Nou ek kan dink, ons almal is seker naar, nê. Ek dink nie iemand het regtig die aptyt gehad om enigiets te eet in elk geval nie. Maar hy sê vir hulle, hou net moed. Bly net aan boord. En kom ons eet net ietsie. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal haar van sy kop verloor nie. Soos julle kan sien, was ek nou nie op die skip nie. Ek het nou al my hare nou verloor. In vers 41, maar die skip het op die sandbank geloop en gestrand. Die boeg het vasgesteek en kon nie beweeg nie. Die agtersteewe is deur die geweld van die golwe stikkend geslaan. Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak sodat niemand van hulle dalk kon uitswem en ontsnap nie. En hier is dit amper, hulle wil ietsie doen. Hulle wil nou begin van die gevangene doodmaak, want en tog het God vir Paulus gesê, luister, niemand sal omkom nie. Almal gaan nie deurkom. En dan sê dit, maar die Romeinse offisier wou Paulus red en het hulle verhinder om dit te doen. En hy het die mense wat kon swem beveel om eers oorboord te spring en land toe te gaan, land toe te swem. Die ander moes dan volg deur aan planke en wrakstukke vas te klou. En op hierdie manier het almal veilig aan die land gekom. Wat 'n incredible story. Kom ons bid sommer. Here, so baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons geïnspireer kan word deur die woord. Here, dankie dat die woord in ons kom leef. Here, dankie dat die woord vir ons kom 'n werklikheid word. Dat ons hierdie kan vat, Here, net soos wat Paulus hierdie kom uitleef het. Here, dat elkeen van ons in ons storms ook hierdie woord kan vasmaak. En ons staande kan ons loof U net so daarvoor in Jesus se naam. Amen. Soos ek nou genoem het in 27, hoe's dit? 27 jaar voor hierdie gebeurtenis het Paulus al 'n roeping. Het Paulus al 'n woord? Is daar 'n woord oor hom te sê, luister, jy gaan voor keisers, jy gaan voor konings, gaan jy kom getuig en hier is hy op pad. Ek glo hierdie prentjie in gedaaies, dat hy toe hy hierdie woord gehoor het, het hy dalk 'n bietjie van 'n ander prentjie gehad. Ek kan nou dink, weet jy, Paulus sê, hoorie, so jy gaan voor konings sit.
En dan dink ek, hy sit hier en dink, ergens gaan ek 'n e-pos ontvang van die kasteel af. En dit gaan sê, hoorie so, wil nie dalk vir die koning kom ontmoet nie, net vir 'n koppie tee, dan gesels julle 'n bietjie en ons moet 'n bietjie hoor wat jou hart is. En dis toe nou glad nie hoe dit was nie. Hy het heeltemal 'n ander prentjie gehad. Jy sien storms gebeur juis nie in die prentjies, in die vooropgestelde idees wat ek en jy het nie. En net soos met Paulus, hier is hy gevangene. Al wat hy weet is dat die woord wat oor hom uit sy lewe uitgespreek is waar. En dit is so belangrik dat ek en jy nodig het om te verstaan dat ek en jy het 'n woord waarin ek en jy kan vashou. Die eerste punt is, staan vas in die woord van God. Nou die woord van God in hierdie geleentheid was dat Paulus 'n woord ontvang het waarmee hy in sy storm ingestap het. Hy het 'n belofte gehad, hy het 'n woord, hy het 'n profesie gehad wat hom kon versterk het, dat selfs toe hy weet dat daar 'n storm is, moes daar 'n motivering vir hom gewees om te sê, luister, dis okay, ek weet ek gaan nie deurkom, want ek weet daar is 'n belofte en daar's 'n woord oor my lewe, dat ek weet ek hier sal deurkom. Nou ek weet nie wie van jou, of wie van julle wat hier sit, kan sê dat jy dieselfde woord het as wat Paulus het. Want dis die maklike ding. Hier is van julle wat sit en sê, nee, ek weet die Here het my geroep. Ek weet die Here het vir my 'n woord gegee. Nou ek onthou net voordat ek en Marie getroud is en ek het geweet, hier is dalk een van daai storms waar ek kan stap, so ek het 'n woord nodig gehad. Ek speel net. Daar was belangrik. Ja, ek speel net, dit was eintlik die belangrike deel hiervan. Dit was vir my net so belangrik geweest om te sê, Here, ek kan nie hierdie aanpak sonder 'n woord nie. En ek wonder hoeveel guts het ek en jy om partykeer situasies in ons lewe aan te pak sonder om te sê, Here, gee net vir my 'n woord. Here, gee net vir my gou 'n bietjie duidelikheid. Ek het net ietsie van die nodig om aan vas te hou sodat wanneer dinge begin rof gaan, wanneer 'n storm begin kom, dat ek ietsie het om aan vas te hou en te sê ek kan met absolute sekerheid kan ek hierdeur loop. So Paulus was bewus dat hierdie 'n moeilike vaart gaan wees. En tog het hy die woord gehad wat hy aan kon vashou. In vers 24 het hy gesê, die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. En daar kom hierdie engel en hy bevestig die woord wat hy al 27 jaar terug gehoor het, kom bevestig. Hy sê, luister, julle gaan okay wees. Hoeveel moed kan dit nie vir my en jou in die lewe en in ons storms gee, as ek en jy weet wat die woord is wat God oor ons lewe kom uitspreek nie. En ek wil jou so aanmoedig, hallo kerk, is dat jy op 'n plek moet wees om elke dag te sê, Here, geef my 'n woord, geef my 'n belofte. Here, waarin is dat ek vandag gaan vashou, sodat wanneer 'n storm kom, dat ek weet ek veilig hier sal deurkom. Jy sien, ek en jy het daai beloftes. Want al sit jy hier en sê, maar ek het nie hierdie profetiese woord, of ek het nie hierdie bonatuurlike woord nie. Maar kom ek sê vir die belofte wat jy het. Ek dink die hele woord is vol belofte. Dis wanneer ek en jy die woord vat en ons net ons eie maak en ons net prakties gaan uitleef, dis die belofte wat vir my, wat ek en jy het om aan vas te hou, dat wanneer 'n storm kom, ons weet ons staande gaan bly. En ek het sommer net vir myself hier 'n paar van daai beloftes neergeskryf, goeders wat ek maar net so aan vashou, en ek het nie eers 'n skrifverwysing hier vas nie, want ek dink partykeer, ek kan nie onthou waar dit staan nie, en dit gaan eintlik nie eens daaroor nie, dit gaan juis oor die waarheid daarvan, dit gaan juis oor die woord daarvan, en my belofte is hier, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Oh wow, wat 'n lekker belofte is daai nie. Wanneer 'n storm kom, weet Barend dat ek weet my God sal my nooit begewe of verlaat nie. En dit is so interessant dat wanneer ek met tyd met mense spandeer wat bietjie deur storms gaan, die eerste ding wat jy moet doen is om hom te herinner en sê, luister, maar wag net gou, alles gaan okay wees want die Here het mos gesê. En dit is sodat ons perspektief verloor van die waarheid, van hierdie belofte. Niks kan my skei van sy liefde nie. En hy loop ons rond asof ons die dood is. En hy beloof ons, hy sê, luister, Romeine 8, niks kan my skei van sy liefde nie. Luister, hy sê jou altyd lief hê, hy het jou gekies, lankal. Niks kan my skei van sy liefde nie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie, sommer Psalm 23, ons almal ken daai nou. Maar dit is so moeilik, net om daaraan vas te hou. Hoor net gou wat sê dit. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Wat van ek en jy kan sommer net daai eenvoudige beginsel vat, en ons kan dit in ons lewe vasmaak. En sê, hey, ek gaan niks kort kom nie. En dan so lekker enetjie in Jakobus 1. Hy sê, as jy vra vir wysheid, sal hy dit verseker vir jou gee. As jy wysheid kort kom, wat 'n lekker beloftes. Luister julle, ons stap in storms in ons lewe in. En ons dowwer rond, soos 'n paar matrose, wat eintlik weet, ons is besigheidsmanne, ons weet wat ons doen. En dan kom slaan storms. En dan vergeet ons
dat God vir ons elkeen 'n klomp beloftes kom gee het, waaraan ons kom vashou. So my vraag vir jou is, wat se woord hou jy aan vas? As storm môre gaan kom, wat is die realiteit wat jy aan gaan vashou en sê, nou kom ek sê vir jou wat is reël vir my. Hier is my beloftes. Hier is die waarheid waarin ek kan vashou. So partykeer is daar maar stem in ons kop. Partykeer is dit dat ons by die dokter kom en die dokter vir ons 'n waarheid kom sê. Sê hoorie, en hy kom skree kanker. En hy kom skree in jou besigheid, finansiële uitdagings. En dan so ouens met baie slim planne wat vir ons sê. Die ouens, die kenners, die ouens wat weet, die politici, hulle weet mos alles. Die politici, wat ons kom oortuig, wat ons gemoed so kom bepaal. Maar ek wil vir jou vandag roep, en ek wil vir jou sê, dat mag jou realiteit net draai na die waarheid, na die goeie nuus. Na dit wat ons in die woord lees, dit wat vas staan, dit wat nie kan verander nie. Want dis wat ons nodig het, om vas te staan net op God se woord. Jy sien, God praat nie net met ons. Hy het nie net met Paulus gepraat voor die storm nie. Hy gee nie net vir my beloftes, of vir ons beloftes, voor ons by die storm instap, wat ons aan vashou nie. Hy praat ook met ons in ons storm. En dit kan ons so sien, vers 25, daarom hou moed man, ek vertrou op God, dat alles net so sal gebeur, soos wat hy vir my gesê, dit is so bestem, dat ons ergens op 'n eiland moet staan, binne in sy storm, is hy heeltyd besig om God se stem te soek. Is hy heeltyd besig om te sê, wat nou, wat is die volgende ding? Ek meen, kan nie gedink, die ou wat niks weet van seewerk af nie, is die ou wat die kalmste bly. God heeltyd met hom praat. Hy sê vir die bemanning, julle moet nou, ouens, julle moet nou eet. Hy lei hulle met wysheid. Luister, bly op die boot. Moenie nou op 'n klein bootjie gaan klim nie, bly op die boot. Deur die hele proses, deur die hele storm, is hy heeltyd besig om na God te luister. En laat my so dink in my lewe, en ek hoop nie hierdie is 'n onsensitiewe storie nie, maar iets wat ek net al beleef het in my lewe is my skoonpa was op 'n stadium bel my skoonma hier in die middel van die nag en sê toe, hoorie so, dinge is nie lekker nie. My skoonpa reageer nie, so dit was in die middel van die nag, ek jaag toe nou deur, Marie bel so lank die ambulans en ek kom daar, en ek stap in die kamer en ek kan sien, hier is nie lewe nie. So ek maak toe die deur toe, ek sê vir my skoonma, sorry, jammer, dis nou dit. En jy moet net verstaan, ek weet niks van die medisyne af nie. So ek kan nie eers 'n oordentlike roep maak op hierdie en sê, daar's hoop of daar's nie, ek het nou net nie idee nie. Maar Marie bel intussen die ambulans en hulle bel my toe, hulle sê, hoorie, is jy daar? Ek sê, ja, ek is hier so, hulle sê, hoe lyk dit? Is daar enigiets? Ek sê, daar is nie lewe hier nie. En ek besef toe dat, hier is nou moeilikheid. En hy sê toe, hoorie so, maar gaan in en gaan voel daar en druk daar. Nou, ek sou dit in my lewe nie, want ek is nie 'n kenner nie, ek weet nie. Maar hy begelei my. Hy sê, nee, voel jy iets? Nee, ek voel niks nie. En hy sê toe, het jy al ooit CPR gedoen? Is my CPR, nie? Ek sê toe, nee, ek het nie 'n klou nie, ek sal nie eers weet waar om te begin nie. Maar luister, wat vir my so maklik in die situasie is, van iemand wat nie nou weet, niks van hierdie omstandighede weet nie, sit ek my foon op speaker en hy sê, luister, voel net daar, voel jy ja? Hy sê, druk net, pomp net 10 keer, en dan blaas jy 2 keer. En elke keer sê hy, 1, 2, 3, 4, 5, druk hy saam. Hy sê, blaas 1, 2. Ok, kom ons doen dit weer. 1, 2. Luister, ek weet niks. Ek weet niks van die situasie af nie. Maar luister, as ek ooit weer in so 'n situasie sal kom, besef ek, of weet ek sal hierdie nie alleen wil aanpak nie. Want in die situasie, is ek soos 'n pro. Want hier's 'n ou wat deeltyd vir my sê, al wat jy moet doen is, doen net dit, doen net dit, doen net dit. Luister, die woord van God is juist daai ding vir my. Wanneer ek en jy in ons storm sit, kom nooi hy ons uit en hy sê, luister, kom sit met my, net hier in jou binneoor. En ek gaan vir jou sê waar jy moet links draai, waar jy moet regs draai. Ek gaan vir jou woord gee, ek gaan vir jou bemoedig, ek gaan vir jou sterk kom maak, ek gaan vir jou kom sê wat die volgende tree is, hy is die lamp in ons voete, ek gaan vir jou hierdeur begelei. Dis wat hy vir my en jou kom doen. Ek en jy het net nodig om sy woord vas te kom hou. Die tweede punt is net, staan vas aan wat jy het. Die matrose probeer ontsnap in die roeiboot. So Paulus sê toe vir die hoofman, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie.
Jy sien, die eerste ding wat ek en jy wil doen is we just want to jump ship. Die eerste ding is, ons wil net in hierdie klein rooi bootjie gaan. Ons wil nie meer in die skip wees nie. En ons wil onsself isoleer net van dit wat om ons is. En dis die gevaar, ek en jy kry 'n roeiboot syndroom net in ons lewe. Die matrose het toe nou in vers 30, het probeer om uit die skip te vlug en die roeiboot in die see te laat sak, onder die voorwendsel dat hulle die ankers van die boega wou uitgooi. Luister, die matrose was nou die kenners gewees, en is juist die kenners wat wou uitgespring het. Maar Paulus sien dit toe nou dadelik, en hy sê toe net, hoor, hierdie manne, kan nie, hulle moet in die skip bly. As hulle in die skip bly nie, gaan net gered word nie. Want God se belofte was vir 276 manne om gered te word, nie vir een nie. Sien, die roeiboot sou sink, die skip sou breek, maar dit sou almal tot by die strand dra, soos wat ons nou gelees het in vers 24. So luister gou, in jou finansiële storm, wil jou vrees vir jou laat sê, ek trek myself terug, ek skaam my, en ek vertel niemand nie, en dis dalk jou roeiboot. In jou huwelik, as jou huwelik dalk in 'n storm is, dan is ons baie maklik om te sê, hoor, ek kan hierdie hanteer, ek wil vir niemand sê nie, want ons is skaam met die goeders. En dis dalk jou roeiboot, dis daar waar jy wil uitklim. In depressie, wil die vyand ons laat glo dat jy's okay, dat jy gaan hierdie alleen kan doen. En dis dalk jou roeiboot, om hierdie ding alleen aan te pak. Maar ek dink Paulus kom sê net vir ons, dat jy kan nie toelaat om hierdie roeiboot van isolasie te wees nie. Dat ons het nodig om in 'n gemeenskap te wees, soos wat ons hier beleef. Ons het nodig om deel te wees van mense in wie hoe ons kan kyk en weet, ons kan mekaar bemoedig. Weet waar ons krag net vandaan kan kry. Jy's nie alleen in jou storm nie. So jy het skeepsmaats, jy het mense om jou. En ek dink ons is so bevoorreg om deel van 'n gemeente te wees waar selgroep is, waar ons by mekaar kom, waar ons mekaar kan bemoedig, mekaar kan versterk, mekaar kan dra, wanneer ons deur uitdagings gaan. En ek wil jou so aanmoedig, dat as jy nie by ons in 'n selgroep is nie, daar is ook 'n skakel op ons webtuiste. Gaan klik daar. Dalk vind jy jouself in 'n storm en jy sê, ek is okay. Ek dalk vandag vir jou sê, moenie jouself isoleer nie. Ek dink Paulus het ons geleer, luister, bly net in die skip. Daar's meer hoop vir my en jou, dat wanneer ons binne in die skip is, wanneer ons praat, wanneer ons hart deel en uitlaat, as wat dit is, wanneer ek myself gaan isoleer. Jy sien, saam kan ek en jy vas staan. My derde punt, en waarin ons kan vas staan. Ons kan vas staan in God se woord. Ons kan vas staan in mekaar. Die derde is, ons kan vas staan in gehoorsaamheid. En ek het sommer vir myself so nota, ons kan vas staan in ons getuienis. Dit is altyd vir my so lekker. Wanneer ons met mense praat, dan sê ek altyd, so vir die mans, en ek's nou 'n pa, wees nou myself, sê ek net altyd, luister, hoe jy hierdeur gaan kom, is die storie wat jou kinders eendag gaan vertel. Dink net gou daaraan. Is dit wanneer ek en jy deur 'n storm gaan en ons drift ook maar net weg, dis die storie wat jou kinders eendag gaan vertel. En ek en jy het nodig om in hierdie gehoorsaamheid, dat dit die getuienis sal wees, 'n getuienis van gehoorsaamheid, wat ek en jy dra. Dat wanneer ons eendag deur ons lewe gaan, en die getuienis van ons lewe, dat sal sê, dis iemand wat in gehoorsaamheid geloop het. Na 14 dae sonder kos, en sonder slaap, sonder hoop, breek die dag uiteindelik aan, en hulle sien land. En ewe skielik is almal in rep en roer, wil mense doodmaak, almal wil net by die land uitkom. Hulle kap die ankers af, en dis vir 'n oomblik, is dit net chaos. Maar eintlik is hulle net gehoorsaam. Eintlik is hulle besig om dit uit te leef, dit wat God vir hulle beloof het, dat hulle gered sal word. Dis juist hierdie ironie, wat jou gaan vrymaak. Dis juist dalk hierdie ding waar ek en jy so aan vashou, aan hierdie skip wat ons so aan vashou, en ergens het ons nodig om net te laat gaan, om deur hierdie storm te kom. Dis juist dalk waar daai belofte vir ons lê. Vir Paulus moes hulle uit die skip uitklim, want die skip was nou gebreek geweest. En dit was nog steeds nie maklik nie. Party van daai ouens moes aan 'n stuk plank vasklou, om tot aan die ander kant te kom. En luister, ek wil vir jou sê, ek weet nie hoe jou storm lyk, en hoe dit eendag gaan lyk, en hoe dit gelyk het nie. Maar luister, ek kan dit vir jou sê, dat die belofte van God het gerealiseer, en of dit nou was dat hulle geswem het, en of dit was dat hulle aan 'n plank vasgehou het. Die skip het hulle net tot op 'n punt gebring.
En ergens moes hulle vasgehou het aan die hoop wat voor hulle lê. Die skip het gebreek, maar God se belofte het nie gebreek nie. Hier is die paniek sê vir ons dat gooi alles oorboord. Maar gehoorsaamheid sê vir ons, eet eers, raak sterk, vat my woord, luister na my hart. Paniek sê spring uit, en gehoorsaamheid sê wag eers. Aanvanklik moes hulle bly, en toe die tyd reg is, toe moes hulle spring. En dit wat hulle gedink het, die ding is wat hulle heeltyd gered het, is toe juist nie die ding wat hulle gered het nie. God se belofte het hulle op die einde van die dag, het God se belofte hulle gered. Dus mag ek en jy vasstaan in gehoorsaamheid. Meer vasstaan aan gehoorsaamheid as in die hoop wat ek en jy rondom onsself gebou het. Jou finansiële stand, die verhouding wat jy in is, jou huwelik, mag jy vasstaan in gehoorsaamheid. Party van julle gaan by die land aankom met 'n plank in die hand. Mag dit 'n plank in die hand en die ander hand in die lug wees. Dat ons weet hoe God vir ons die krag gee. Maar hy vir my en jou uitkoms kom gee in ons lewe. Luister na sy stem, hou vas aan mekaar en bly gehoorsaam. Ek weet nie wie van julle vir Rob Bell kan onthou nie. Ek wil so afsluit net met so 'n storie wat ek nog altyd onthou van hom. Hy het hierdie Numa videoetjies gemaak. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar hy vertel hierdie storie van 'n pa wat gaan kamp het hier in die bos. En hy vat sy seun en hulle gaan stap toe in die bos. En hier op die verste punt in die woud breek haar storm uit. En dis net donderweer en water en dis chaos. En die kind is in 'n toestand en hy tel die kind op en hy fluister vir hom, dis okay, ek het jou, jy gaan veilig wees. Ek weet waantoe ek met jou op pad is. En al wat hierdie kind beleef is net storm. Al wat hy sien is blitse en water en hy huil. En hy sê, dis okay my kind, ek weet waar ons is, ek weet waantoe ons op pad is. Alles gaan okay wees. En hulle is veilig. Maar die pa het sy kind beskerm. Die pa sê die storie is, hy sê dat as hy eendag vir die kind moet vra, wat was die slegste tyd in jou lewe, en hy moet sê, maar is daai dag toe ek in die storm was, sê hy, dit sal een van die tragiese oomblikke in sy lewe wees. Hy sê, want vir hom as sy pa, was dit vir hom een van sy intiemste oomblikke, wat hy saam met sy kind spandeer het. Luister, elkeen van ons gaan ergens, gaan ons 'n storm, gaan ons beleef. En ek dink God roep ons, hy sê, luister my kind, kom sit by my, ek wil in jou oor kom fluister, ek wil vir jou daai woord gee, vir jou sê, jy gaan okay wees, vir jou sê, staan net vas, staan net op, hy wil sê, luister, kom wees gehoorsaam, as ek vir jou opdrag gee, gaan doen dit, jy kan dit met moed doen, want ek is daar, en hy gaan sê, luister, ek gaan vir jou mense gee, ek kom singel jou, jy gaan okay wees, kom ons sluit ons wel. Here, so baie dankie, dat hy so lief is vir ons, dat hy nooit ons sal laat gaan nie. Here, wanneer storms kom, weet ons is veilig in die hande. Ek wil so bid vir elkeen wat vanoggend hier sit. Here, wat dalk moontlik deur 'n storm kan gaan. Here, en ek wil so kom bid, dat in die middel van 'n storm, dat hulle so u nabyheid sal voel, sal beleef hoe hulle leiding gee, hoe hulle kom lei op 'n pad, Here, van oorwinning, van uitkoms. Here, kom maak ons sterk, om in gehoorsaamheid te bly staan, om vas te hou aan u woord, om vas te hou, Here, aan u beloftes. Ek loof u so daarvoor, in Jesus se naam. Amen en amen.